Goeiemôre, jy is ingeskakel hier op Radio 33 op die program Aktuele Sake, elke woensdag om 11, saam met my Marius Palm en natuurlik dan nou die legende Mike Paulhuis. Volgende keer nou ongelukkig nie by ons aansluit nie, maar Anthony daar in sy kantoor uit, wat sy kibermisdaad spesialis is, gaan volgens ons bietjie wys maak oor wiskundige intelligensie, soos ons almal dit nou maar ken, AI, hoe die kriminele dit nou vandag gebruik om tot hul guns, om mense nou so op 'n manier in te doen met een of ander scam of 'n ding. Goeiemôre Anthony, welkom hier by ons en dankie dat jy jou tyd afstaan om met ons te kan gesels. Goeiemôre Marius en dankie vir die geleentheid. Anthony, jy weet, AI is 'n baie lekker ding, jy weet, hier by die radio gebruik ons dit. Dit maak die ou se lewe gemaklik op baie plekke en baie maniere wat vir jou soms so 'n snapshot van 'n ding kan gee voordat jy nou weet intensiewe dokumente of syfers of goed moet gaan deurblaai en lees. Sê hierdie ding vir jou sommer overall jy weet die toestand of gesondheid van 'n spesifieke departement of wat ook al. Maar AI in die verkeerde hande kan ook weet verskriklik gevaarlik wees. En weet ek het al baie maal so gesit en self dinge gedoen op AI, dis ongelooflik. Ek kan byvoorbeeld enige iemand se foto vat, as ek 'n opname van hulle stem het, kan ek hulle amper enigiets maak sê. Dis so ver gevoelig AI is. As 'n ou kyk na 'n jaar terug, was dit al klaar, weet, skrikwekkend op baie plekke, maar nou is ons al 'n jaar later, en natuurlik het AI nou weet dis so superhuman ability gegain en dit word by die dag net al hoe erger en erger. Natuurlik in jou veld nou, jy het al seker verskriklike dinge gesien waar mense regtig dinge presies fyn gaan doen het, juis omdat hulle ook die tegnologie verstaan. Weet jy kan 'n ou kry wat nou 'n hacker is, want iemand kry met dieselfde vermoë en ability wat dit nou doen vir goedheid. Ja, kyk Marius, definitief, en soos jy reg sê, AI is 'n baie waardevolle bate as jy weet hoe om hom reg te gebruik. En ek meen hy kan regtig baie help in baie verskillende industrieë. Daar is al reeds besighede wat dit implementeer, soos jy ook daar sê. En dit is enige iets van die administrasie gedeelte van 'n besigheid tot en met, ek meen selfs musiek deesdae en video's en daai klas van ding. Ek meen ek het 'n kennis wat byvoorbeeld nog altyd baie goed is met die skryf van lirieke in musiek en hy het onder andere nog nooit die geleentheid gehad om sy musiek te hoor of te sing nie, want hy kon nog nooit musiek skryf nie, maar hy's baie goed met woorde. En AI het hom natuurlik gehelp in die laaste, jy kan sê so in die laaste 18 maande, om daai geleentheid te hê om byvoorbeeld sy musiek te kan hoor, hoe sou die lied geklink het, en hoe sou hy, jy weet, in wat se tipe formate kon jy om alles sit, en. So daar's 'n baie belangrike bydrae wat AI kan maak, en selfs in ons lyn van werk, ek meen as dit kom by die analise van groot aantalle data, en. AI vergemaklik dit verskriklik. Ek meen, ek is nou die dag deur 18 maande se bankstate wat ek moes analiseer op 'n saak. En dit het my so 12 minute gevat met die hulp van AI. Jy weet, en daai werk, dis maklik 'n maand en 'n half se werk as ek dit alleen sou doen sonder die hulp van AI. So dit help 'n ou verskriklik baie en dit kan baie bydra, maar soos jy daar sê, in die verkeerde hande het ons ook nou al sake gehad waar AI 'n baie groot impak gehad het op die saak, waar dit gebruik is om by te dra tot die misleiding ensovoorts van mense en hulle vertroue en. En dit is amper in enige iets deesdae hoor. Ons sien dit van jou sextortion sake af byvoorbeeld, waar AI gebruik word om mense uit te trek en daai klas van ding, om 'n foto van iemand te vat, hulle heeltemal kaal uit te trek en dan nou daai foto te gebruik om die persoon se reputasie skade te doen tensy hulle sou betaal. Dit word gebruik in, soos hulle noem dit revenge porn. Dit word gebruik in sake byvoorbeeld waar AI gebruik word om 'n persoon te impersonate. Verstaan, ons sien dit, ons het dit aanvanklik aan die begin baie gesien met die Donald Trump impersonations, die Elon Musk impersonations ensovoorts. En kriminele het nou iets gevat wat aanvanklik gedoen was as pret en snaaks en
Hulle het dit gaan omsit in 'n situasie waar ek meen ek het 'n 80-jarige tannie wat nou die dag met my praat wat vir my sê sy het R2 miljoen verloor in 'n beleggingsskema en sy was onder die indruk dat dit Elon Musk se besigheid was. Want dit was Elon Musk wat gepraat het op die video, Elon Musk het geadviseer, hy jy weet al die instruksies het sy gesien op 'n video kom uit sy mond uit en hoekom sal dit dan nou nie so wees nie? So dit is baie gevaarlik en dit dra definitief baie by tot misdaad deesdae. En soos Mike altyd sê, jy weet, anything God creates for good, Satan will use for evil. En dis definitief die geval met AI, ons sien dit meer en meer. Dink jy terme van wetgewing sal daar weet jy nabye toekoms wees dalk vir app developers of software developers dat daar sekere type gaan wees wat hulle sal keer om sekere goeders te doen of dink jy dit gaan nog 'n hele oomblik wat voor so iets geïmplementeer sal word? Ja, jy sien die probleem wat ons het op die stadium, Marius, is dat daar is 'n baie groot aantal mense wat nog nie eers behoorlik hoe kan ek sê gemaklik is met die internet, net met die internet nie. Jy weet, ons sien nou nog dat daar mense is wat nie ordentlik weet hoe om die internet op hulle fone te gebruik nie, wat nog nie heeltemal so lekker verstaan van Google en daai klas van ding nie. En dit is nou al jare aan die gang nie, verstaan. So nou sit jy met daai probleem dat AI het nou gekom. AI is baie meer kragtig as die oop internet self. En ons gaan nog definitief jare sien vir mense om aan te pas. Ek voel die mensdom is nie gereed vir die mag en die krag en die spoed waarteen AI groei nie. En dit gaan definitief nog baie mense baie lelik in die voet skiet voordat daar iets gedoen gaan word. Want ek meen daar's nou nog dinge op die internet wat gebeur wat ons nie goedkeur nie en wat ons sê behoort al lankal beperkings op te gewees het. Ek sien daarom nou daar het nou al 2 lande ingegryp en gesê dat daar ouderdomsbeperkings op sosiale media moet wees en die gebruik daarvan en fone ensovoorts onder kinders, wat 'n baie goeie ding is en ons ondersteun dit ten volle. Maar daar's definitief nog 'n baie groot deel van die wêreld wat sal moet aanpas en in terme van wetgewing rondom AI, ja, ek sal sê van die begin af moes daar baie strenger protokol gewees het rondom dit, rondom die ontwikkeling daarvan, die beskikbaarheid daarvan en natuurlik wat dit kan doen, jy weet, en vir wie dit wat kan doen. En soos ek sê, daar gaan nog baie water in die, jy weet, onder deur die brug moet loop vir daai een om deurgetrek te word, maar daar's baie skade op pad in my opinie. Ek sien dit definitief kom, ons sien dit met die sake, ons sien dat AI al hoe meer en meer gebruik word, veral nou deesdae met die stemopnames wat so maklik gedoen kan word, en omdat AI so kragtig is en op so 'n unieke manier gebruik kan word, kan hy nou deesdae nie net 'n recording maak van 'n persoon en sê, kyk wat het die persoon gesê nie, maar hy kan nou al soos hulle in Engels sê, interact met sê maar met 'n gesprek byvoorbeeld. So nou kan jy vir daai persoon vra en hy kan jou antwoord en dis alles AI en dis baie gevaarlik hoor. Ja, ek het al net ook dinge gesien waar ek al 'n bietjie, kyk ek speel al so 2 jaar met AI en ek kom al 'n paar goed probeer, jy weet, soos wat jy nou vroeër genoem het, bietjie met jokes, dan vat ek byvoorbeeld een van my vriende so foto's en ek maak dit praat, jy weet, ek laat dit snaakse ding in sy stem sit, sê, byvoorbeeld as ek nou vir 'n feit weet, ouens in die Blauwbil en dan sal ek byvoorbeeld sê, hy is nou 'n Blauwbil liefhebber en dan gaan hy nou aan oor die Blauwbille en dit lyk so legit. 'n Ou moet regtig 'n geoefende oog hê om die AI in dit raak te sien nie. Weet, ek kry dit van tyd tot tyd en kom iemand hier by ons en vra my, hoorie, wat dink jy hierdie is die waarheid? En dan kyk 'n ou so 'n bietjie en dan daar's altyd iets wat 'n ou sien en maar hierdie is AI, dit kan nie anders as AI wees nie. Maar nie almal is so weet so ingeoefen en terug te kom nou met mense nog nie eens die internet behoorlik verstaan nie. Hierdie kriminele weet natuurlik, weet watter generasies om te tackle, om weet te approach, om slagoffer te word. En dis nou ouer mense. Ek voel weer die banke moet dalk weet goed in
daar weet hierdie tipe transaksies gebeur. Ek weet daar was partymal wat hulle nou byvoorbeeld ek het dit al gesien as ek self iets doen en sê oor die transaksies gekeer of geblok wanneer dit suspicieus of wat ook al. Daar gaan meer sulke tipe van goed moet in plek gesit word wat ook AI-driven is, wat met ander woorde die skolies nou gaan keer. Wat kan ek doen en die publiek doen om onsself net te beskerm, jy weet, in jou privaat inligting. Ek weet ek het nou die dag die video van Mike gekyk waar hy gesê, moenie kaal foto's op ons stuur, jy weet, dis 'n begin, maar dis nou al so ver gevorder dat ek kan jou gesig op een gelyf gaan sit of jou lyf selfs kaal uittrek en daai ding, tipe van ding kan doen. Wat kan ek in die publiek doen, sê op 'n ou se foon of op jou rekenaar, om jouself net bietjie te beskerm, want ek dink daai wat hulle so inligting delf op 'n manier, AI begin ook nou verskriklik betrokke raak daarbey. Ja, jy sien dit en weet jy wat, dis eintlik 'n tipe van 'n double-edged sword, jy weet, in daai opsig, want kyk, ek kan nou vir jou sê, een van die belangrikste dinge wat jy kan doen om jouself te beskerm, is om nie jou hele lewe te publiseer op sosiale media nie. En jy weet, ek het nou al gaan kyk, daar's regtig mense wat, as jy wil weet wie die persoon is, waarvan hulle hou, waar hulle gaan, jy weet, saam wie hulle gaan, selfs wat hulle eet en wat hulle nie eet nie. Nee, gaan kyk het na hulle Instagram of hulle Facebook. Dit is letterlik elke belangrike aksie is daar gepubliseer en. Nou, kyk, AI werk op die einde van die dag van 'n databasis af van inligting. So dit wat hy gevoer word, van dit af leer hy. So, wat jy met ander woorde nie moet doen nie, is moenie alles oor jouself publiseer nie. Probeer om jou lewe so privaat as moontlik te hou. Probeer om jou, hoe kan ek sê, om nog steeds, jy kan nog steeds sosiale media pret maak, maar jy het nie nodig om sensitiewe inligting te deel met die wêreld daar buite nie, want ongelukkig is daar oë wat in alle tye kyk en hulle probeer kyk waar kan hulle uitbuit. Die probleem daarmee is vat nou 'n ou soos jy en vat nou 'n ou soos ek. Daar's baie video's van my daar buite, selfs van Mike, waar ons praat, daar's baie stemopnames, daar's baie fotomateriaal en want ons is half publieke figure. Nou, jy ervaar dieselfde ding, jy weet, jy's in daai selfde bootjie, so daar is outomaties 'n baie groter risiko dat daar 'n video van jou of 'n stemopname van jou of iets wat natuurlik iets sê wat skadelik is, gemaak kan word, want daar's soveel meer materiaal om te gebruik. En die probleem daarmee is kyk, jy gaan nie kan keer, as ek nou besluit, ek wil AI vat en ek wil 'n stemopname van jou maak, wat jou op 'n manier in die skande steek, of wat op 'n manier mense oortuig om geld te belê in iets, of wat ook al die geval is, jy gaan dit nie werklik kan stop nie, weens die publieke inhoud wat beskikbaar is daar buite. So, in daai opsig sê ek maar altyd vir mense, kyk, leef so reg as moontlik, sodat indien daar 'n aanval op jou is, en indien daar iets gebeur waar jou inligting gebruik word, dat mense dadelik sal kan, jy weet, dat hulle dadelik sal besef dat hierdie is nie jy nie, hierdie is buite jou karakter, dit is nie hoe jy optree nie. En in die tweede plek, dat indien jy gestel nou, jy word nou gekonfronteer met, ek gaan nou 'n situasie skep, jy word nou gekonfronteer met 'n foto, iemand stuur vir jou foto aan en sê, kyk hier Marius, hierso was jy kaalgat in 'n hotel gewees, saam met 'n gultjie wat jy nie moes sien nie, sy's nie jou vrou nie. En hulle eis nou geld van jou af. Nou die probleem is, as jy alreeds 'n skuldige gewete het, met ander woorde, jy weet, dit is die soort ding wat jy doen, nee, dan gaan jy heeltemal anders optree as 'n ou wat weet, luister, ek was in my lewe nog nooit, jy weet, by so 'n tipe girl of so iets gewees nie, so daar's nie 'n manier hoe daar so 'n video van my kan bestaan nie, so dis reg, gooi hom maar, jy weet, en soos ek sê, afhangend van hoe jy leef, dit gaan 'n baie groot verskil maak hoe jy gaan optree as daar so iets is, en ook wat die effektiwiteit van so 'n aanval sal wees op jou. So, my voorstel is maar beveilig die sosiale media, laat slegs jou vriende toe, en indien daar iets opduik oor jou, om dit altyd te hanteer in 'n verantwoordelike sin in die eerste plek, om nie emosioneel op te tree nie, en indien dit nodig is, roep professionele hulp in, en doen dit verkieslik so gou as moontlik, sodat daar daadwerklik opgetree kan word om die probleem uit te sorteer.
Want soos ek sê, hierdie kan baie groot probleme veroorsaak. Ja, natuurlijk kan jy dit glad nie ligtelik opvat, jy moet dadelik werk daarvan maak. Jy het veral een voorbeeld wat jy genoem het, jy, Mike, soos daar's ek wil sê duisende beeldmateriaal en foto's so goed daar buite van my stem op, stemnotas, oral, dit die hele wêreld vol. So, as so iets gebeur kan 'n ou dit nie, dat gaan nie, en jy weet, mense is lief om te spog, dat 'n nuwe cruiser vir is by die see, of hulle het 'n horlosie gekry, of hulle, weet, dit gaan my verstand te bowe, dat mense, jy weet, hulle kinders op social media post. Daar is 'n baie gevaarlike ding wat jy op die einde van die dag doen om jou details en so aan te gee. So die huiswerk of die huiswerk begin maar by jou jouself, waar jy sekere dinge moet in plek hê, dan stap klaar 'n bietjie beter. En dis soos reg die waarheid, soos jy sê, as ou nie 'n goeie lewelyn nie en mense kan 2 keer oor jou dink, weet dan gaan dit 'n probleem wees. So hierdie is ook nog maar net bietjie meer aansporing om meer van mens te wees en weet ontdenkliker voor te kom en mense sal te weet oor hierdie is nie die tipe ding wat jy of Mike of iemand in ons kaliber sal doen nie. Maar nou kom 'n ou by die punt waar jy het nou die ouer mense en dis ons het hierdie soos hierdie neiging altyd om te dink, jy weet, ouma is okay met die foon, sy gaan nou aan en later dan vind jy nou uit, ons het nou onlangs weer ook so 'n ding gehad waar ook 'n ouer mens op een van hierdie sweetheart scams geval het en ook weer oor R100,000 inbetaal het. En hoe beskerm ons die ouer mense? Gee ons vir hulle maar net eerder weer 'n Tamagotchi foon of mag ons hulle ook maar op die Android en die Apples laat gaan? Kyk, in daai opsig, ek voel baie sterk daaroor, nee, dat enige volwassene wat byvoorbeeld 'n ouer het, wat kom ons gestel nou, soos jy nou sê, die oumas en die oupas. Dit is die verantwoordelikheid, in my opinie, van die kinders, om seker te maak dat daardie persone opgewasse is om die fone te hanteer. En dit is jou verantwoordelikheid, net soos wat jy maar met jou kind sal doen. Is dit jou verantwoordelikheid om nou en dan daai moeite te doen en te sê, ouma, gee die foon bietjie hier, laat ek vir jou deur die ding gaan, laat ons kyk dat alles reggestel is, dat jy geen inligting, jy weet, besig is om uit te gee wat jy nie moet uitgee nie, en daar niks van jou beskikbaar is wat nie moet wees nie. Dit is 'n verantwoordelikheid wat ons het, en dit is, soos, ek dink is 'n morele verantwoordelikheid, jy weet, en 'n sosiale verantwoordelikheid, want op die einde van die dag, hulle is nie opgewasse om dit te hanteer nie. Soos ek sê, hulle probeer nog, ek meen, kyk na die veranderinge wat in hulle leeftyd plaasgevind het. Die rekenaars het ingetree, die selfone het ingetree, die internet het ingetree. Dis alles goed wat hulle nog aan gewoond raak. En nou is daar al klaar weer 'n nuwe ding en dit is AI. En hulle moet dit leer en hulle moet dit probeer baas raak. En is uiters moeilik want hulle pas nog aan van die vorige veranderinge. So, soos ek sê, dit is belangrik dat daar werk gemaak word daarvan om te kyk dat hulle okay is, om te kyk op 'n gereelde basis. As jy gaan kuier, ek seker mense gaan kuier ten minste eenmal 'n maand by die ouers. Om te kyk, is die foon al right gestel? Is daar enigiets wat moet verander? Is daar enige manier om hom te beveilig sodat daar nie onnodige goed deurkom nie en dat daar nie onnodige inligting uitgaan nie en dit is basies hoe jy die ding sal beveg op die einde van die dag. Sosiale media is 'n baie moeilike ding om baas te raak en daar's 'n baie groot verantwoordelikheid wat daarbey lê. Ek meen, jy kan net gaan kyk na 'n ding soos TikTok of Facebook, gaan kyk na die dinge wat mense sê in die kommentaarseksies en daai klas van ding. Dit is, mense tree op 'n daaglikse basis uiters onverantwoordelik op sosiale media. Nie net met hulle eie inligting nie, maar kommentare wat hulle sal maak op onderwerpe wat bespreek word, op mense wat bespreek word, daai klas van ding. Hulle praat onverantwoordelik. Hulle sal goed sê wat absolute gemors is, maar dit word gedeel en dit word verkondig en dit word sommer net aangestuur. En ek het 'n baie groot probleem met die manier hoe mense sosiale media benader, die manier hoe mense dit amper as 'n tipe van 'n wapen deesdae gebruik, om iemand wat hulle nie van hou nie, of iemand wat hulle nie mee saamstem nie, te probeer te nakom op 'n manier. En
soos ek sê, dit kan baie skadelik wees. Dis baie moeilik vir die ou mense om dit te navigate. Dis baie moeilik vir kinders om te verstaan wat daar aangaan, want onthou kinders is nou weer 'n heel ander situasie. Tieners, jong mense, kinders, hulle is nog goed gelowig. Hulle glo nog almal in die lewe het goeie intensies en jy weet, hulle probeer nog die lewe baas raak en dis hoekom dit so maklik is om hulle ook te mislei en hoekom dit so maklik is om hulle 'n gat in die kop te praat. En daar moet baie meer moeite gedoen word in die monitering van mense wat toestelle het wat hulle dalk nie heeltemal opgewasse is om te hanteer nie. En veral as hulle op sosiale media is. Ja, veral as nou kom by ons kinders, dis nodig om daai foon verskriklik te monitor, want daar dieselfde kan daar gebeur met iemand 'n kind afdryf met 'n kaal foto en sê vir jou pa of jou ma wys of jy ook daai is jy nie die volgende doen nie en jy weet op so 'n manier blootgestel word aan ander misdade of jy weet deel word van iets wat hulle nou nie moes deel van geword het nie. En dit is wat vir my skrikwekkend is dat daar so baie mense nog daar buite is wat glo 'n kind moet privaatheid hê op hulle foon. Ek voel weer anderste. As jy onder my dak bly en jy's minderjarig, dan is daai foon eintlik myne. Jy leen hom. Ek het nodig om daar te sien wat gebeur. Want baie maal kan daar crucial inligting ook uitlek van 'n huishouding wat nie al buite moet wees in terme van veiligheid. Jy weet waar iemand ook nou op 'n manier net gesels en vra hoe lyk dit agter by julle huis, dan begin mense weet al deure uitkyk en vensters uitkyk, jy weet daai tipe van goed, hoe laat werk jou pa, waar werk jou pa, jy weet daai tipe van goed. So dis nodig dat ons crucial oor dit is en regtig aandag daaraan gee en verstaan. Ja, ons wil dalk vir ons kinders weet bietjie vryheid gee, maar in hierdie wrede wêreld kan jy ongelukkig dit nie so toelaat nie. En jy moet dit heeltemal anders approach en sien, nie as inbraak op hulle privaatheid maak nie, maar eerder hulle beskerm en inbraak maak daar waar daar potensiële gevaar vir hulle kan wees. Wat 'n idee of wat is jou gevoel oor hoe sal dit vorentoe lyk in terme van AI in die sens van waar soos wat julle nou wat jy nou verduidelik het van die bankstate wat jy so geanalyseer het. Hoe vinnig dink jy kan, of jou ondervinding, hoe vinnig dink jy sal dit op 'n punt kan kom waar banke byvoorbeeld gaan stelsels in plek sit, juis om sekere goedes te kan monitor wanneer dinge begin suspisieus raak, soos wanneer soos jy gepraat van die vrou wat 80 is met R2 miljoen oorbetaal het. Want dit is vir my skrikwekkend dat banke ook nog nie daai in plek gesit het om goed soos dadelik te keer en jy weet, sê luister, ons wil jou beskerm, kan ons kyk waarheen stuur jy hierdie geld. Nou nee, kyk, Marius, hulle is al reeds besig daarmee, hoor, wat dit is die goeie nuus. Hulle is al reeds besig daarmee om dit te implementeer, om te kyk na transaksiepatrone en daai klas van ding. En dit gaan baie help en dit gaan baie bydra. Die probleem eintlik op hierdie stadium, in my opinie, is dat wetgewing dit 'n bietjie moeilik maak, want kyk onthou jou bank het 'n verantwoordelikheid in die eerste plek om jou te beskerm en om jou geld te beskerm, maar in die tweede plek is hy ook maar 'n besigheidsinstansie en jy is 'n kliënt en jy het sekere regte. En sekere goed, hoe kan ek sê, kan die banke nie te moeilik maak vir jou om self uit te voer nie, want dan weier hulle jou toegang tot jou eie geld en daai klas van ding. So dit is 'n baie moeilike terrein om op te beweeg, maar soos ek sê, die goeie nuus is, hulle het al begin om dit te implementeer, en ek dink hulle probeer op die stadium, om daardie balans te vind, tussen goeie kliëntediens en veiligheid. Want jy weet, dit is soos wat ek destyds gesê het, met hierdie dat die banking apps se sekuriteit veiliger begin word het en daai klas van ding, dat hulle dit weggevat het van, dis nie meer so eenvoudig soos doen net 'n SIM-swap en jy kan by 'n ou se bank inlog nie. Die oomblik toe hulle dit begin doen het en die oomblik toe hulle biometrics begin inbring het, waar jy nou nodig het om jou gesig te scan dalk as jy 'n transaksie doen, of jy moet jou vingerafdruk gebruik of daai klas van ding. Die oomblik toe hulle dit implementeer,
toe sien jy dadelik 'n baie groot verhoging in ontvoerings en hijackings, waar mense, want toe het die krimineel na agter gekom, hoorie, om die persoon se geld te vat, kan ek hom nou nie meer net kaap en sy foon vat en ry nie, of ek kan nie net sy SIM swap en dan inlok in sy banke nie, ek moet hom nou saam mee vat, want ek het sy gesig nodig, of ek het sy hande nodig, en. So dis nou waar jy met daai situasie sit, waar jy een goeie ding doen, maar dit het 'n effek op iets anders. En dit maak dat die krimineel moet aanpas, en sodoende, soos ek sê, probeer hulle nou maar om daai balans te vind tussen veiligheid en goeie kliëntediens, want glo dit nou of nie, jy kry nou ongelukkig daai mense wat probeer om 'n transaksie te maak, die bank kom agter, jy het nou al 2 of 3 transaksies meer gemaak as laas maand, en hulle besluit hulle vries jou rekening tydelik en bel jou eers om te bevestig of hierdie bedrog is of nie. En dan kry jy nou daai ou wat nou die rook uit die bank uitvloek, want dis nou 'n irritasie. En hoekom doen jy dit nou? Jy sal nie veronderstel om dit te doen nie, ek soek toegang tot my geld, anders gaan ek na Hallo Pieter toe, of wat ook al die geval is. So, dit is nou maar iets wat mense gaan moet verstaan, daar gaan ongemakke wees, want met sekuriteit is daar beperkings, daar is sekere dinge wat jy nie so maklik kan doen soos altyd nie, daar is sekere dinge wat 'n bietjie aanpassing gaan vat in daai klas van ding, maar ten einde is dit vir jou eie veiligheid. Wat vir my 'n probleem is ook, is die banke sit baie boodskappe uit op hulle apps, waarby hulle mense waarsku. Pas op vir hierdie scam, pas op vir daai scam. Hulle het selfs op sekere van die banke, is daar 'n notification wat opkom, as jy op die app gaan terwyl jy op 'n oproep is, waar die bank fisies vir jou sê, ons herken nie hierdie nommer nie, maak seker as dit iemand is wat sê hulle is van die bank, dat dit is nie ons nie, of moenie transaksies doen terwyl jy op die oproep is nie, wees versigtig, en. So daar is al baie aanpassings wat gemaak is, en die mense moet net lees, die mense moet die goed lees, want wat nou gebeur is, daar's nou mense wat gaan en dan die notification kom op, en wat doen jy? Jy skraal verby en jy maak toe, want jy wil gou jou besigheid doen. Partykeer moet mense net 'n bietjie stop, die tyd vat en regtig lees wat aangaan, want soos ons projekte ook, ons lig hierdie goed uit in ons projekte, ons probeer om die mense in te lig van wat gebeur daar buite en wat hulle kan doen om dit te voorkom. Maar dit bly tog elkeen se verantwoordelikheid op die einde van die dag om seker te maak dat hy geverifieerde inligting en veral sensitiewe inligting inneem, verstaan en presies weet wat om te doen as hy homself in 'n situasie bevind. Ja, natuurlijk is 'n baie ingewikkelde ding, as jy daar verduidelik het om alles en almal te cover en gelyk of gelukkig te hou. En vir die ander ou wat nou vloek, wil ek ook sê, jy weet, dis om jou te beskerm. Jy moet hom ontspan na die tyd. Ek glo jy gaan beter voel na die tyd as wat iemand jou nou genok het en jou geld gevat het. Dis op die einde van die dag, maar deel van die lewe, en ou moet jy altyd ingelig bly in jouself skool, soos die projekte wat jy uitsit, lees, weet moeite doen en gaan kyk op Mike Wallace se Facebook page, gaan kyk die projekte wat daar uitgesit is. Daar kan jy dadelik sien wat is die modus operandi van iemand, hoe hulle dit doen, en sodoende kan jy net ingelig bly en jouself ook beskerm. En vir die ek sê vir jou baie dankie dat jy volgens die tyd afgestaan het om my te gesels. Ek sien dit altyd verskriklik. As ek en jy gesels om hierdie op my interest, cyber dinge en AI en internet en rekenaar. En dit is my altyd interessant om al die dinge te hoor wat jy beleef en kan oordra. Ek wil net so 'n laaste ding voor ons groet. Ek wil net hê jy moet net so vinnig weer jy het enige staaltjie vertel van hoe vinnig jy iemand se foon vat, dat hulle wys hoe vinnig kom jy op hulle foon in. So dis maar nodig om weet sekuriteitstelsels op plek te kan hê. Ja nee, kyk, verseker Marius, dit is as dit kom by jou selfoon, jy moet veilig wees. Jy moet seker maak jy het jou wagwoorde op. Daar's mense wat nie daarvan hou nie, wat sê dis 'n pyn of dis 'n frustrasie, of as hy die stortyd klim, dan werk die vingerafdruk nie lekker nie, en. Feit van die saak is 'n ou moet jou foon veilig hou, jy moet die nodige wagwoorde hê, jy moet seker maak jou two-factor authentications is aan, en. Jy kan nie sonder daai goed gaan nie, soos ek sê, sekuriteit kom met 'n sekere mate van ongemak en aanpassing in jou lewe. En dit moet verseker in plek wees. As dit nie in plek is, maak jy dit vir die krimineel net makliker en jy veroorsaak dood eenvoudig dat
dinge vir jou baie moeilik en baie sleg kan raak. So ja, Marius, ek sê vir jou baie dankie vir die geleentheid. Dit was lekker om met jou te gesels. En mag God jou en die luisteraars almal ryklik seën. Dankie Anthony vir jou ook daar. Sien uit na ons volgende geselsie, maar